90.5. Reis my oma, laat ek jou plekke wys, plekke wat jou lewe raak. Leef jou reis my oma. Kom speel jou vlekke oor die horizon, en bak op jou goed en kom volg die son. Al weet jy nie waar nie, ek wys jou waarom. Leef jou reis, 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 kom leef jou reis. Gerry Pretorius is geen vreemdeling vir reis en avontuur nie, met so 82 lande op sy reislys en 'n televisiereeks wat kykers al vir jare saamneem na van die mees asemrowende bestemmings. Keer hy nou terug met 'n splinternuwe seisoen van Leef jou reis en hy kuier vandag hier om te gesels oor sy ervarings, uitdagings en ook hoogtepunte en wat kykers hierdie keer kan verwag. Gerry, hartlike welkom en hallo. Dankie Franna, dis lekker om weer slag hier by julle te kuier. Ek dink toe ek laas was jy nog op skool en Anne-Marie was op die top 10 of iets. Ja, Anne-Marie was op die top 10. Ek onthou. Nee, ek spot, maar dit is lekker om. Ja, nee, ek dink hierdie is die derde keer wat ek met jou gesels. En dit is lekker om weer te sien jy's terug met nog 'n seisoen van Leef jou reis. Hoeveelste seisoen is dit nou? Sjoe, dis ons 13de. Met ander woorde, ek het so vir 169 keer het ek al gesê goeienaand en welkom by vanaand se episode van Leef jou reis. So ja, 7 kontinente, 82 lande verder, so 13de seisoen en dit begin môre. Dit begin môre aan, net na die 7 uur nuus en so, ja, dan is dit weer 'n stukkie tyd. Hoorie, maar ek het nou gaan navorsing doen. Die gemiddelde mens sal in sy of haar leeftyd ongeveer 12 lande besoek. Dit is nou volgens verskeie studies oor reisgedrag, maar jy besluit jy het dit meer as, ek kan nie eers die som maak nie, kom ons deel gou 12 deur daai 82, dan kom jy uit by die getal. So, watter een van hierdie lande was jou gunsteling? Wat is heel bo aan jou lysie? Yes, jong, weet jy, dis altyd 'n moeilike vraag, maar daai is natuurlik gebaseer op Europeërs, nê? So hulle het is basies 'n hop, skip en jump op 'n vliegtuig en dan is hulle in 'n land. Ja. In Suid-Afrika kom dit nog selfs meer af, maar dan kry jy ook dat Suid-Afrikaners oor die algemeen is eintlik baie goed berese. Of weet ons reis, as jy oral as jy kan, by in Timbuktu stap oor 'n woestyn, dan kom maar 'n Suid-Afrikaner met 'n kameel aan, weet jy. Ons is letterlik orals. Maar daar verskeie kere is elke keer 'n ander land wat opkom waarvan ek hou en tans is ek mal oor Portugal want hy het so 'n bietjie aan die agterste speen gesuig van Europa. Weet jy, ouens het gaan kyk hoe lyk dit in Parys en al die goed, maar Portugal het bietjie agtergebly. Maar ek dink een van die goed wat vir my tans uitstaan was verlede jaar het ek 2023 November het ek gaan besoek aflê in Antarktika wat my 7de kontinent was. Jo. En dit was 'n reis wat my altyd sal bybly en seker op my top 3 in my boekie is. Hoekom Antarktika? Ek dink want dit is moeite om daar te kom. Dis nie op enige ou wat daar kan kom nie. Dis afgeleë, dis ver, dis hierdie massiewe kontinent wat 97% van dit is onder ys. En daai soeke en die natuur, die wild, dit het jou gemesmerise. Jy staan hier so, volgende oomblik hoor jy net Jo. En dan sit 'n walvis, weet wat langs jou spuit. Weet sy daar is die pikkewyde natuurlik. Jy hoor letterlik jou hart klop. Jy hoor dit is so stil. So jy hoor letterlik jou hart klop in jou, weet. So dit is 'n ongelooflike, ja, dit was 'n ongelooflike bestemming. So ek het nou gesê 82 lande wat jy al besoek het tot op hede. Hoeveel kontinente was hierdie jou 7de kontinent? Al 7, ja, die vorige gaan ja al 7. Genade, Goed dan Walter sit op al 7. Ek wag nou vir daai boek wat jy volgende skryf hoor. Ja, daar's 'n hele paar notas al en ek het sulke kriptiese leidrade en stories en goed wat ek al geskryf het. So daar's al 'n hele paar stories wat ons paar DVD's uit, maar mense koop nie meer DVD's nie. Ek dink daar was 4 reekse wat op DVD was. Ja, dis reg. En die res was toe nou net op televisie. Maar op daai noot, wat maak hierdie seisoen so bietjie uniek of anders as die vorige seisoene dan nou? Ek dink die feit dat ons hierdie reeks bietjie toeganklik gemaak het ook vir die ou daar buite, weet. So dis nou nie Antarktika of hoog in die berge by Mongolië of wat ook al nie. Dis goed wat mense almal al gesien het, maar ons het 'n ander baadjie gaan aantrek. Ons het dit van 'n ander hoek af benader. Byvoorbeeld Turkye wat ons gaan besoek het. So almal ken Turkye en maar min mense besef hoe groot deel van die Bybel in Turkye afspeel in die Nuwe Testament praat hulle van Klein-Asië. Weet daai stories, baie mense beweer of die Romeinse kerk, die Katolieke kerk, ek tog beweerde selfs waar Maria begrawe is, Jesus se ma, nie in Israel nie. Weet so
al daai jy maak geskiedenis. Jy maak 'n blik wurms oop natuurlik met dit ook, maar ons het daarin gaan krap en die 7 gemeentes, Efese met sy marmerstrate wat 2000 jaar plus terug al spoeltoilette gehad het, weet om dit vir die mense te wys, weet. So Hulle was hulle tyd vooruit. Hulle was dit geweldig. Die biblioteek wat daar was met sy 12,000 scrolls, weet perkamente wat ook al. Weet al daai goed vir die mense te gaan wys. So dit is 'n bietjie van die ander kant van die storie. En hoe beïnvloed jou agtergrond as 'n entrepreneur en ook as 'n eiendomsontwikkelaar die manier waarop jy reis en ook na nuwe plekke kyk, want jy kyk seker met ander oë dan daarna. Ja, jy weet, mense dink altyd jy sal oral in die wêreld kan bly en goedjies doen en al daai dinge. Maar ek dink die grootste en die belangrikste vir my is by die einde van die dag is there's no place like home. Ek kan dit regtig met krediet sê, kredietwaardigheid. Ons het regtig 'n besonderse land, weet ons het ongelukkig nou politisie wat dit vir ons moeilik en uitdagend maak. Ja. Maar ten spyte van dit het elke plek het maar sy uitdagings en sy dinge. So ek dink ek besef wel dat hier is waar ek wil bly, nêrens anders nie, weet so ek dink daai is die belangrikste les en om dit wat ons het te maak werk en nog beter. Weet ons is geweldig in Suid-Afrika, geweldige kreatiewe mense. Ons maak al klaar met niks, maak ons baie. En die mense is altyd verstom as ons sê maar dit is wat ons alles doen en die tipe van goed, weet. So ek dink dit het ons dit geleer en om 'n letterlike 'n rand 5 keer om te draai ook in daai opsig. So ons weet van uithou vermoë. Ons ken. Ek is bly jy noem dit, want ek meen vir iemand wat so baie reis en regtig na die hele wêreld gesien het, wil ek vir jou vra, hoekom wil jy altyd terugkom na Suid-Afrika en hoekom noem jy nog steeds Suid-Afrika jou huis? Want ek meen, jy het seker al opsies gehad om in ander lande te kan gaan bly. Ja, maar dis presies daai ding van en dis regtig die waarheid. As jy nou by die huis kom, die eerste ding is as ek by die huis kom, wherever ek was, jy wil 'n vuur maak en jy wil braai. Jy wil nie barbecue nie, jy wil nie met charcoal braai nie, sorry vir die mense. Ja, jy moet met hout braai. Wat se hout gebruik jy altyd? Die droogste verkieslik, okay, ja. Die droogste hout dan. Die droogste, ja nee. Lekker harde koolhout, maar hoe dit ook al so 'n ding wat ek om in die Kaap braai ons met rooi pytjies, so by the way, droë rooi pytjies. So dis glo ons is die baas van al houte. Maar jy kom terug en ons die son sak net hier anders, weet, hier's julle ek's nou hier die week nou weer in Gauteng, die reën wat hier val, weet, dis wonderlik, daai donderstorms. Afrika is net eenvoudig anders, weet, so ja. Ja, dit is waar. Luister saam met my in die ateljee. Gerrie Pretoria sê vir hom hallo op die WhatsApp lyn 0616104576 as jy wil. Iemand sê nou hierso, dankie vir die mooi program. Kan nie wag dat jy met Gerrie gesels nie. Ek luister en dit is fantasties. Dit kom van Susan. Nog iemand sê, hallo, ek is al 54 jaar oud en ek was nog nooit in enige ander land nie. Dit wys jou net. Sjoe, ja. So, soos jy nou noem, daai statistiek in Suid-Afrika is nou nog kleiner of minder eintlik. Ons gaan net hierna verder gesels. Ons praat bietjie oor die nuutste seisoen van Leef Jou Reis, die 13de seisoen wat môre aand afskop op Kyk Net. Hoe laat? Net na die 7 uur nuus, soos lekker in die haas. 7:30. Daar's hy. Luister en ons gaan nou luister nou na nou gaan mense wegjaag. Nee, hierdie is die sensasie remix van Gerrie Pretoria se weergawe. Van ook vir Gerrie as sanger. Anna Marie. Hey. Sien daai oomblik, was dit asof my lewe net sin maak. Lekker nostalgies raak ons nou so op 'n Vrydagmiddag, nê? Ek gaan nou vir jou vra hoe gaan dit met die musiekloopbaan. Ek wil regtig graag weet, maar eers wil ek vir jou vra, jy weet, ons kykers sien altyd hierdie mooiste tonele op die skerms. Maar wat was van die grootste uitdagings agter die skerms tydens vervulling van hierdie nuwe reeks? Waar begin ek? Hoeveel pille het jy? Besoek jy Urbanol? Urbanolkie. Daar's altyd uitdagings. Vir jaar byvoorbeeld was ons besig met opnames gewees. Ons wil na Roemanië toe gegaan het. En uit die blou tyd was daar 'n vloede in Europa en ons kon nie gaan nie. Ons hele program moet ons aangepas het. Dit is een van daai goed wat net alles werk nie uit nie, niks werk uit nie, weet. En dan moet jy noodgedwonge sê, okay, waar jy need to call it a day now. So daai goed gebeur alles, weet, daar was geweldige vloede in Europa, weet karre het in die straat afgespoel en so aan. En om dan te sê, okay, wat nou? Ons is Zambië toe,
en waar vlermuismigrasie plaasgevind het. Dis 'n storie wat ons ook kan oor gesels. Maar dan begin dit ook jy moet ry om voor die reën te kom. So die reën was vir jaar nogals moeilike enetjie, weet, want as dit begin vloed of die somerreëns kom in, dan is die paaie toe, dan kan jy van die een deel van soos daar Noord Luangwa na Suid Luangwa gaan nie, want dit is die Luangwa rivier kom af in vloed, weet, dan maak hulle pak alles letterlik op vir die reenseisoen en maak dit eers weer 6-7 maande daarna kom die mense weer terug want dit is onbegaanbaar. So om vooruit te jaag om daai reën te chase die hele tyd. So dit was nogals van die groot uitdagings geweest en visums ook. Ons het vir jaar waar ons vreeslik graag Egipte gaan afneem het. En dis nou die een plek ek is nou ook nie meer jou held Hendrik nie, those days are gone, weet, ons doen nie goed nou op die regte manier en Egipte het net gesê, weet, want daar nuwe verwikkelinge in Egipte waar ek baie opgewonde is met stede wat hulle onder die piramides ontdek het en al die tipe van goed waarvan ons geweet het. En omtrent die 2 kilometer onder die grond is nuwe stede onder die piramides, weet, so dit is alles wat jy gedink het jy weet van die piramides het heeltemal verander. Anyway, waar hulle gesê het as ek my voet op die lughawe sit, neem hulle vir my in hegtenis, weet, daai tipe van goed, as gevolg van filmpermitte en dit, weet, so, al daai goedjies is my elke jaar. Baie logistiek, nee, mens besef dit nie altyd nie, want ek het nou weer met iemand gepraat wat sê, ek wil Gerrie se lewe hê, jy weet, ek reis vir 'n lewe, toe sê ek, maar onthou die logistiek, en daar's baie beplanning wat ingaan in so 'n program ook afneem, maar gepraat van, ons wil 'n bietjie gesels oor daai kulture en tradisies, ek dink jy het nou al alles gesien. Wat is een van die mees onvergeetlike kulture of kulturele miskien ervarings wat jy al beleef het? Nou, 'n magdom, weet, iets wat my dadelik opval en dit dis geloof en dis dalk nie my en jou geloof nie, was in Indië was die Hindus. Wat hierdie groot geboue het met hierdie massiewe potte waar jy seker 50 mense kan insit waar hulle kos kook elke dag getrou van die oggend tot die aand, eintlik 24 uur. En hierdie groot vertrekke is nie hierdie massiewe potte wat hulle amper met spane wat 2 mense moet vashou wat hulle roer, waar hulle sê niemand in daai stad, dis in Delhi, mag gaan honger slaap nie. Weet waar elke persoon elke dag kos kry, weet hulle voer duwe op die straat. Jy mag nie 'n hond kwaad aandoen of 'n hond slaan of wat ook al nie, want as daai hond se stert nie waar as jy in die hemel aankom nie, gaan jy nie ingaan nie. Weet so al daai tipe van goed wat 'n ou daar geleer het. Iemand het my vroeër iets gevra soortgelyk, sê maar weet jy selfs in Afrika het jou geleer weer van nederigheid en van dankbaarheid wees, weet. Ons het hierdie kasarnes waar ons bly, 7 slaapkamers, maar daar kom miskien elke 2de, 3de jaar kom daar mense wat fisies in daai kamers bly en kom kuier. Weet die mense wat regtig by jou kom kuier of wil kom kuier, op die bank ook slaap. Weet so ons het nie al hierdie pragt en praal baie keer nodig, ons het baie keer baie minder nodig as wat ons werklik wil hê en wat ons najaag en goed. So, die lesse is ongelooflik. Dit maak sin, maar was dit nie ook in Indië is mos die Taj Mahal wat daar is? Korrek, ja, die paleis van liefde vir liefde. Ja, en daai storie is vir my net so ongelooflik. Maar ek wil so 'n bietjie met jou praat oor watter storie of persoon wat jy op jou pad ontmoet het jou diep geraak, want jy ontmoet seker ook mense, nê? Ja, daar's 'n storie, ek sal dit seker dalk eendag in die boek vertel. So daar was ek het 'n dokumentêr gekyk many moons ago. En ek kan nie eers presies onthou nie, maar dit was bevlug iewers van hierdie afgeleë plekke waar mense bestaan maak. En een van die plekke was gewees Paas Eiland. Daar teen die kus van Chili, so rofweg 2000 kilos vanaf die kus met Chili. En die vrou se naam was Maria Ika. En sy was so 'n bietjie van 'n freak geweest. Mense nie geweet wat is die stam wat daar bly, is die Rapa Nui mense. Hulle het hierdie tattoos op hulle en hulle praat Rapa Nui en goed. Baie keer as jy by die kwekerye kom, dan staan daar hierdie groot sementbeelde met daai koppe. Dis hulle, dis nou die Moai beelde. En so daai goed is kolossaal, 50-60 ton. Dis baie mooi. Dis baie mooi, maar die mooi gedeelte is bo die grond, maar die groot gedeelte is onder die grond. So jy sien nie die kop, maar die lyf lê eintlik nog onder die grond. En hoe dit daar gekom het en al die goed is 'n misterie. Maar anyway, so ek het vir Maria Ika gaan soek, vliegtuig gevat en weer vliegtuig gecharter so intoe en éventueel op Easter Island, Paas Eiland beland. Maar niemand weet hoe van hierdie vrou of waar ek aan die hande kan kry nie. En ek is op en af gesoek in die kant toe. En een aand moedeloos gaan sit ek daar teen die hawe in so klein kroegie en daar kom 'n meisie in met so blommerok en hierdie lang swart hare met hierdie eilandblom in 'n Mongolia in die hare en goed. En sy vat 'n gitaar en sy begin te sing. En ek dink te hel met Maria Ika, ek wil hierdie vrou se storie, want dit is so mooi, sy mesmerise ook met haar musiek. En toe sy klaar gesing het en alles, het ek daar gaan sit en gesê wie ek is en waar ek vandaan kom, of waarvoor ek eintlik hier so is. En ek sê maar ek soek hierdie vrou Maria Ika.
en sy sê vir my, "It's my mother." Ja, En ja, jy sê, wat is die kans? wat is die kans? Ek meen, en it was meant to be. En toe nooi hulle vir my na hulle huisie toe, so 'n kliphuisie, daar het vulkaniese rots gebou op die heel einde van die eiland, eenvoudige huisie, en daar het ek my intrek gemaak by hulle vir so 3-4 dae by hulle gaan bly, en hulle het vir my tradisionele kos gemaak, wat jy noem uma pai, wat hulle onder die grond maak, met klippe, dan onder die grond sit hulle nou piesangblare met patats en hoender en varkvleis, en dan word so deur die nag en volgende dag, word dit onder die grond gaar gemaak. En Maria Ika het haar gitaar gaan haal en sy het vir my al daai musiek van die Moai en die Rapa Nui mense gesing, en die dag toe ek by hulle vertrek, toe het sy afgestap strand toe, en nou hulle huis is hoog teen 'n kraans, seker so 150 meter bo kraans, en sy stoop daai stadium al seker by die 80 jaar oud, en sy het afgestap kaalvoet, en sy het gaan skulpies optel, en met gewone vislyn het sy vir my 'n hangertjie gemaak, met haar eie hande, en toe ek ry, toe gee sy sit dit oor my kop, en daar chunk ek, en sy chunk en alles, so. Wat 'n oomblik. So daai was seker een van my Waar is daai hangertjie met die skulpies nou? Jy moet dit bewaar. In my kroeg, saam met al my reismemorabilia en die goed, so daarso is een van my, seker my mees kosbaarste besitting. Dit is baie spesiaal. Maar ek is bly jy het nou so 'n bietjie vertel van daai goed wat jy moes eet het daar. Want my volgende vraag is, wat is die vreemdste dis wat jy al moes eet in 'n verre land? Ek het by die Maasai gaan bly in die Serengeti. Daar natuurlik hulle stapelkos is dat hulle is vegetaries, so hulle eet beeste en goed, maar hulle eet they don't eat meat. En natuurlik dan vat jy die mooiste, gesondste bees wat daar staan en wy, en hulle knak sy nek so, buig hom so na hulle toe, en dan sit hulle riem om die nek, en dan vat hulle pyl en boog, en dan skiet hulle so met die pyl en boog 'n lekker gat in die aar, in die nek, en dan tap jy so 'n liter bloed uit. Nee man. Ja, heerlik. Ag nee, gaga. So salty, so soet, dan drink jy daai bloed saam met melk, so 'n liter bloed en dan so 2 liter melk. Ag nee, en dan man, meng jy dit en dan heerlik. You must be kidding me. Salty caramel, soet van die melk, die sout van die bloed. So jy het bloed gedrink in jou lewe al? Ja, elke oggend vir ontbyt. Sien, dis hoekom hy nog so goed lyk, want hy lyk soos 'n vampire. Dis waar dit vandaan kom. Ja, in IJsland en die Vikings het 'n ou dis gehad wat hulle gefermenteerde haaivleis eet. So dit was 'n ou Viking kos wat hulle so haai natuurlik urineer deur sy vel, en dan vat hulle die haaivleis, hulle begrawe hom vir so 5-6 maande, en dan fermenteer dit amper soos ammoniak, en dan eet jy dit nou, en dit was nogal 'n aardige ding. Sjoe, jong, van voëlneste in Asië, voëlneste en goed, tot stukkie tofu wat hulle daar maak, wat tofu is, wat ook fermenteer, wat jy sien dit in die straat, jy ruik dit in die straat, so al daai goed, soos maar ek is nogals lief, ek het in 'n koshuis groot geword, so daar's letterlik niks wat ek nie eet nie. Nou in Marokko, die eerste na daai osbloed waar jy gepraat het, glo ek jou. Man, heerlik. En as ek in Marokko kom, dan gaan sit ek daar op die Jemaa Alfinia, dis die plein waar jy letterlik 800 jaar terug stap in tyd. En die eerste ding wat ek daar gaan doen, is ek gaan kry vir my skaapkop, en ek eet hom daar saam met die locals, maar ek meen, ek doen dit in die Namakwa-land ook, so. Maar skaapkop is daarom nou lekker. Ek meen, afval vir ons Suid-Afrikaners is mos nou nie 'n vreemde ding nie. Ja, maar ander mense gaan weer van jou verskil, jy weet, dis waar jy gewoond is. Jou eerste olyf was ook nie lekker nie. Dis waar. Jou eerste whisky was ook nie lekker nie. Jou eerste tomatie was nie lekker nie. Jy moet net aanhou, weet, so ek sê altyd 7 keer, 7 sondes. 7 sondes, soos daai liedjie ook sê. Wat is die een land wat jy nog nie besoek het nie, as daar een is, maar nog hoog op jou lys is vir 'n toekomstige seisoen miskien? Ja, jy sê, weet jy, daar's baie, maar die een wat heel bo aan lê vir my is ook daar in die Asië, is Mongolië, die bergkoninkryk daar, wat jy saam met die nomades, ek is baie lief vir perde en vir perdry, om daar saam met hulle te gaan perdry, en hulle jag ook nog elke jaar daar, hulle het 'n fees met van die valke en arende, so die kinders word grootgemaak op die rug van 'n perd, en dan gaan jag hulle met daai valke en met die arende, klein wild, klein bokkies selfs en goed, en om daar in daai yurts saam met hulle te bly, maar dis nou die beste tyd om te gaan, is elke jaar Oktober, en teen daai tyd is ek nou weer vas, daar's altyd 'n timing probleem, maar dis ook 'n reis wat ek dalk vir myself wil doen, weet, maar dis nie vir televisie of nee, vir myself, die toergroep saam met jou. So daai is iets wat my nog wat op my bucket, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Luister saam met my in die Lunch Punch ateljee. Gerry Pretorius hier, kom baie fanmail nou in hier vir jou. Ons sal nou kyk na van dit. Stuur geld, hulle moenie mail stuur nie. Ja, stuur geld in die pos, hoor. Maar François @vr@grootfm.co. Daai val nie. Luister net hierna, gesels ons verder, bly in.
Gerry Pretorius saam met my in die Lunch Punch ateljee. Ek wil nog altyd vir jou vra, watter gogga het jou eerste gebyt? Was dit die musiekgogga of was dit die reisgogga? It's lekker om weer my musiek te ook met meer kuier, laat ek jy goed hoor. Music was my first love, but travel is my passion, jy weet, so... Okay. Ja. Dit maak sin. Hoor jy so gepraat van daai passies, hier's baie mense wat wil saamgesels op die WhatsApp-lyn. Ek kry hierdie voice note ook in van een van ons luisteraars. Timo het vir jou 'n vraag. Ek het 'n vraag vir Gerry. Ons hou baie daarvan om Leef jou reis te kyk en my skoonpa sê elke keer as ons dit kyk, sê hy, yes, ek sal like om ou Gerry se werk te hê. Hy sien die wêreld en dit lyk so lekker en maklik en alles. Ek wil net hoor, Gerry, wil jy nie bietjie vir ons verduidelik hoe hard jy eintlik werk? En ja, jy sien al die mooi plekke, maar TV-produksie is harde werk. En om te praat en 'n ding interessant te maak is eintlik baie werk. Wil jy nie vir ons 'n bietjie vertel, wat gaan agter die skerms aan? Hoe loop jou dag? Som dit op vir ons. Ja, okay, so daai se die vraag wat ek was baie kry en weet, the looks can be deceiving. Does my client Puna looks like a criminal? Well, maybe he does, but looks can be deceiving. Ja, and it's painful to be beautiful. Ja. So weet jy, op einde van baie mense dink as hierdie hengse produksie, weet, met 'n regisseur en iemand wat 'n bordjie klap en sê action en al daai goed, dit is net ek 90% van die tyd, net ek en 'n kameraman. So hierso sit die vervaardiger, hierso sit die aanbieder, hierso sit die regisseur, hierso sit die oor die voertuigbestuur, hierso sit die oor die akkommodasieboek, hierso sit die oor die links uit dink en al daai goed en by die navorser, dis alles een ou, weet, so weet daai halfuur wat jy op TV sien is weke se voorbereiding, is 'n werk se navorsing en se reëlings en tref, weet, en ongemak wat ook daarmee gepaard gaan, weet, nou weer met daai reën wat plaasgevind het, nou is jy op 'n trein met 'n tas, weet, maar jy moet môreoggend moet jy voor die mense is, moet jy jou, sê maar 7:00 moet jy al jou skote geneem hê, want die lig is dan reg en daar's nie mense miskien by 'n kerk of by 'n plein of wat ook al nie. Maar nou is jou wasgoed vuil want jy kom nog vir 2 weke aan. Weet, en jy het nog 'n toergroep ook gehad in die tussentyd, weet, hierso werk iets nie uit, daar werk iets nie uit nie. Jy raak siek, jy weet, en jy bly elke aand in 'n ander plek, weet, ons ook nie 'n hengse begroting nie, weet, so ons is maar randtrekkers, weet. Dis nie Hollywood nie. Dis nie Hollywood nie, weet, so jy is nie in 'n luukse kamer en jy gaan slaap laat en jy het tyd om die goed in te neem altyd nie, weet, jy's daar, you're there for the kill, want jou kyker op die einde van die dag al wat saak maak, jy wil vir hulle dit gee, ek kan maar na die tyd dit ook op Leef jou reis kyk of wat ook al, weet, so dit is Dis jy eintlik daar vir vakansie? Nee, dis eintlik wat jy sê. Dis 'n geweldige pas wat ons hardloop, weet, so jy sien alles opgesom, maar daai goed is dalk 5 dae gevat of 4 dae gevat of langer selfs om dit te kry. In 'n halfuur te edit. So ja, dit is ek beloof jou, jy sal my werk teruggee na 'n dag of 2. Ek dink ook so, as ek so luister na wat jy nou sê agter die skerms gebeur. Esmy van Leeupoort sê ek verluister my na die avonture van Gerry. Gerry, het jy 'n webwerf of 'n Facebook bladsy, 'n sosiale media platform waar mense jou kan verlustig om na die avonture en reisfoto's te kan kyk? Die antwoord is ja. Ja. Ons het 'n baie lekker nuusbrief wat ek nogal so dan en wan uitstuur, so 1 of 2 keer 'n maand of elke tweede maand, ekskuus. En jy kan net gaan inskryf by hom by www.gerrypretorius.co.za since 19, weet nie, Voortsak, whenever. Vanaf webtuistes al bestaan, ja, bestaan daai ene. Ja. Iemand sê ek is ook 63 en ek was in geen ander land nog gewees nie. Onthou jy daai statistiek wat ons nou oor gepraat het? Dan sê iemand, middag François, ek luister nou so lekker na die gesprek met Gerry. Stuur groete aan hom en sê vir hom ek was die een wat op Mariaan Kreer se moeder en vader se huweliksherdenking vir hom so lekker kos gemaak het. Groete van Jannie. Dit was in Heidelberg gewees. Lekker Jannie en vir daai mense wat sê hulle het nog nie in 'n ander land gereis nie. Dis ook alright. Solank jy net uitkom, weet jy gaan Wildtuin toe of jy gaan in jou eie dorp, daar's miskien 'n mooi dam en jy gaan dit of jy braai by die reële straat braai, maar ons in Suid-Afrika is so bevoorreg want ons sit met 54 lande om ons. En dis letterlik 'n uur of 2 en jy's oor die grens met Botswana. Jy's in Mosambik. Swaziland wat 'n ongelooflike bestemming, Lesotho, jy weet, so alles is basies hier by ons ook en dan jy al klaar 'n hengse klomp in jou nabyheid. En is ook daai ding wat sê, luister, voordat jy ander lande gaan reis of verken, maak eers seker dat jy jou eie land verken. Of gaan reis terwyl jy mobile is en lekker kan beweeg, gaan reis ver. As jy raak reis nader. Dis slim. Ja, sy. Luister, iemand sê middag julle kyk Gerry kan nie Leef jou reis doen.
maar sy musiek het ek baie gemis. My naam is Annemarie en daai sang met die brei is beslis vir my. Gerry, jou aanbied en praat is net iets pragtig. Mag jy geseënd wees in alles wat jy aanpak van Annemarie. Baie dankie, daai is 'n kompliment want dis jou sinskonstruksie, want ek weet nie, maar my sinskonstruksies is anders want ek kom van die Kaap af en daar's 'n bietjie van 'n Nederlands ook nog in dit. Ja. En weet en dit ook begin het, was die brei mos 'n geweldige ding geweest. So ek het alles geskryf sonder erre. Weet so ek so 'n hele teks geskryf het sonder erre en die woord belangrik sukkel ek nou nog mee en herinneringe alles ensovoorts. Maar ons gaan aan. So ja, dit jy raak beter seker met tyd. Net laasweek met gister se grootes gewonder, waar in die wêreld is ons ou Gerry, jou gemis? Wel, jy het nou gehoor Jackie, hy reis die wêreld plat, maar ek dink wat mense wil vra is, gaan jy 'n bietjie nuwe musiek vrystel binnekort of nie? Jong nee, ek is besig nog met 'n sabbatical en ek het eintlik al gesê ek is klaar met musiek en die goed. En is nou al hele 2018, is nou al 'n paar jaar gelede ook, weet so. Chris Els, my vriend, kontak my so dan en wan gereeld, dan sê maar wat van dit, wat van dat. 'n duet of so. 'n duet of 'n ding wat ek nog voor sal instem, goed. Maar die muse het my so bietjie verlaat nog, weet. So dit mag dalk nog 'n jaar of 2 of 3 wees en die industrie het ook nou baie verander, nee. Yes, sedert jy begin het met Annemarie daai tyd. Absoluut. Want hoe lank is jy al in die musiekbedryf? Van 2001 af. Ek sien hulle is nou besig met 'n lys om die 100 grootste Afrikaanse sterre bymekaar te stel en jy moet daar wees. Hulle is al hier op 50. Ek is nog nie daar nie. So ek weet nie of ek dit gemaak het nie. En of ek kom of wat ook al die maar. In 2001 dink ek was ek 11 en Ben wat hier sit en met die recording nou hier agter die skerms. Ek dink hoe oud was jy? Jy was? Hy was nog 'n gedagte. Wat jaar is jy gebore, Ben? Toe sy nog nie gevang daar. Hy is in 2002 gebore. Toe sing jy al Annemarie. Ja, dis scary. Dis scary. Weet jy, en wow. Dit is nou die dag gewees. Weet dit is letterlik ja, dit was 'n tyd. Weet ons het ek en Johanita, ons het die eerste Afrikaanse DVD's uitgegee. Dit was 2004. Ek onthou destyds met Marula musiek, nê? Ja. Genade. Ja, maar so gepraat van Gerry, jy het op groot verhoë en ook saam met legendes soos Dana Winner en Annie Schilder opgetree. Ja. Annie Schilder is van BZN, nee? Schilder, ja. Sê ek dit reg? Ja, Schilder. Schilder, is sy van BZN? Ja, sy was die beginjare, die hoofsangeres van BZN. Vertel 'n bietjie vir my van daai samewerkings met hierdie internasionale sterre. Hier is heel per toeval gebeur met George Baker van die George Baker Selection Band, Una Paloma Blanca, Baby Blue wat oor my pad gekom het. Ja. En basies toe kort storie lank, Dana Winner was net bekend in België en my ouens was in Volendam net buite Amsterdam, was hulle met musiek daar gewees met al die slager of die palingsangers ensovoorts, Tol en Tol, Maywood natuurlik met wie ek ook saam gewerk het. Rio de Janeiro. Ja. My mamma en al die goed ensovoorts en hy het my aan hulle blootgestel en bekendgestel die mega piratenfeeste daar het 20-30.000 mense getrek, weet ek saam met hulle opgetree het. En toe het hulle vir Dana Winner gevat en na gesê, okay, ons het 'n kunstenaar Gerry van Suid-Afrika af, ons sal jou help in Nederland, en dan help jy vir ons weer vice versa. En so het ons in Suid-Afrika toe gebring destyds 2006 as ek reg onthou, en ons het saam getoer en saam gewerk hier en daar. En toe het Annie Schilder, toe is sy 'n hele tydjie uit die bedryf uit en toe vra hulle my sy wil 'n comeback maak, so ek en sy 'n duet opneem wat toe samme hier daai tyd was. Ja, en Christoph van België, Helmut Lot, ja, so dis alles mense wat Gerard Joling, nou Mobileros, weet, saam met hom 'n paar keer op die verhoog gewees en goed, so daar is nog al iets wat ek gekoester het, maar ons het baie stil gehou destyds ook, want jy wou nie die Suid-Afrikaners kwaad maak en ontstel en goed, en jy wil ook nie te veel ander kunstenaars, weet, hier's dalk 'n potensiële mark nie, so, maar ja, daai was iets wat ek nog baie gekoester het. Hey June, die nag is nog lank nie verby. Adio amore, adio, jy moet nie huil nie. In daardie oomblik was dit asof my lewe net sin maak. Saam met my in die Lunch Punch ateljee vanmiddag Gerry Pretorius, ons praat oor die nuwe seisoen van Leef jou reis wat môre aand 7:30 op Kyknet, kanaal 144 begin, seisoen 13. Ons praat ook so 'n bietjie oor sy musiek so tussen en hy sê hy het nou daai jas of sal ek sê die mikrofoon bietjie opgehang wat die musiek betref, maar miskien as Chris Els bel na vanmiddag se onderhoud, gaan hy weer 'n duet uitbring. Luister, maar ek wil vir jou vra na al die jare van reis en verkenning. Wat is die belangrikste lewensles wat jy uit jou avonture geleer het? Want ek meen jy het al die plekke gesien, al die mense ontmoet. Wat bring jy op die eind van die dag terug as jy daar alleen in jou kamer lê?
Ek dink content, om tevrede wees, en daar wat ek miskien vroeër ook aangepraat het, om tevrede te wees met dit wat jy het. Ek dink dit is een van die groot dinge, weet jy impress my nie meer met smart uit eet in huise en dit, nie, of fancy goed, I've seen it all, weet, so die eenvoudige goed is vir my wat my gelukkig maak, en daarmee saam ook gesondheid, want ek het al gesien, as jy nie jou gesondheid het nie, en kliënte en mense ook, weet, as jy dit nie het jy niks, weet, so as jy gelukkig is met die bietjie wat jy het en dit kan maak werk en jy het gesond, is jy eintlik 'n ontsaglike ryk persoon of 'n ryk mens. Nou so gepraat van gesondheid, het ek nog altyd gewonder, hoe fiks moet 'n mens wees as jy so reis, want ek meen daar is nou hierdie waterstrome waarvan jy praat, soos as jy nou die otter gaan stap en soms daai plek by die as dit laagwater is, dan kom jy deur, as jy te laat daar aankom, dan moet jy deur swem. Ja. So jy moet seker taamlik fiks ook wees. Is dit reisfiks of is dit gym fiks? Is dit draf fiks? Jessie, nee, sê jy die groot gymmer. Nee. Dis letterlik nie, ons stap ons, ja, kyk hoe hy bloos nou, julle hoor. Wel, ons stap baie, ek moet sê, ons stap, dis nou weer eens die lekkerste werk, weet, ons stap gemiddeld, en dis die reine waar, het tussen 16 en 18 kilos 'n dag. As ons opnames en goed doen, want onthou baie van die ou stede is toe, jy kan nie daar met voertuie in. So kom jy kan eet wat jy wil, want jy verloor weer al daai kalorieë. Ja, en ons stap nogals, ek moet sê, ons stap nogals baie, en ja, en dan kyk 'n mens maar wat jy eet, dat jy vanaand 'n bier kan drink. Ja, nee, want jy verdien dit hoor. Ja. Jy moet ook 'n bietjie daai elektrolyte op een of ander manier dan nou terugsit in jou lyf. Hoorie, ek wil vir jou vra, want die tyd haal ons nou verskriklik vinnig in, net so laaste vraagie, wat is jou planne nou vir die toekoms as Leef jou reis nou uitsaai op televisie, is jy nou besig met spesiale projekte, ander projekte, en is daar 'n boek op pad, want ek dink dit sal baie goed vaar. Ja, die boek is ek het verlede week het ek gaan kuier daar by my vriend professor Johan Bakkes, nou hy's 'n bekende reisskrywer, hy's amper soos Afrikaanse Ernest Hemingway. Hy het my nou 'n bietjie daar weer ook getimmer en gesê, maar dis tyd vir dit, en maak so, en die kuns gaan wees om, soos wat 'n mens praat, om dit in 'n boek te kan vervat, en ek weet nie of ek daai skill het nie, maar baie foto's. Ja, baie, maar nou is ek so treurig met die foto's neem ook. Ag, 'n koffietafelboek man. Ja. Vat screenshots uit die reeks. Ja, dit sal ek ten toe moet doen. So daai is verseker op die lyn. En dan tussendeur natuurlik vat ek mense op reis. Jy weet, so ek is konstant. Ek is volgende week is ons weer in Nederland by Keukenhof, waar die stulpeseisoen. Wat ons mense soontoe, weet, ons het toere na Marokko toe. Ek vat mense vir jaar selfs Antarktika toe, weet, saam met my kan gaan. Reg Italië, die TAP2, die militêre TAP2 of TAP2 in Skotland wat ons mense heen vat. Ons doen die Formule 1 wat ons nou al voor bekend is, wat ons mense heen vat, is weer binnekort 2027 is weer wêreldbeker rugby. So ons is met al daai goed is ons konstant besig. Kroasie wat baie gewild is. So ja, ons maak vir mense die mooi van reis beskikbaar. En net vinnig, as mense dan meer inligting wil hê oor hierdie reise, jou nuwe televisiereeks, jou musiekloopbaan wat so aan en af is, waar kan hulle 'n draai gaan maak? Ons is baie aktief op Facebook natuurlik ook. Ek is nou deesdae ook op TikTok, en dit is onder Leef jou reis, maar Facebook, jy kan net insit Gerry Pretorius. Ja, maar jy is woke hoor. Jessie, geweldig hoor. Ek moet sê ek het ook mense wat help. Ek het laasweek eers die faksmasjien uitgefigure en nou is dit alweer nuwe goed. Ek sukkel om buite threads en ek weet nie wat alles nie. Ja. Maar ek is daar op Facebook baie en op Instagram is ons daar, en natuurlik op die webwerf by www.gerrypretorius.co.za. So ek sê daai is 'n lekker manier, gaan skryf in vir die nuusbrief, dan is jy op hoogte van alles. En daar is al ons toere, al ons reise, oues en nuus en alles is daar op, weet, so ja. En ons probeer regtig waar vir mense, ons probeer die mooi wys vir hulle van reis, ja. Hoor hierso saam met my in die Lunch Punch ateljee, Gerry Pretorius. Dankie dat jy kom kuier het en baie geluk met hierdie 13de seisoen van Leef jou reis. Dit begin môre aand op kyk net kanaal 144 om 7:30, so net na die nuus. So geniet 'n reeks, of sal ek sê seisoen 13. Seisoen 13, ja, ons skop af daar in Turkye. Wat ons afskop, ons gemaak het daar in Venesië, ons gaan daar in Marokko, ons gemaak het daar in Spanje, ons gemaak het daar in Zambië met die grootste soogdiermigrasie van 10 miljoen vrugtevleermuise wat daar toesak op Kasanka, en so 'n propvol reeks, die blou trein is daar, en. Jo, hoorie, ek kan nie wag om dit te kyk nie. Gerry, kom kuier gou weer, alles wat mooi is vir jou, en ons sien vir jou môre aand op die kassie. Dankie vir Anna, en dankie vir almal hier by Groot FM, en mag almal 'n geseënde en 'n wonderlike naweekie, en ek hoop hulle sien hulle iewers. Groot FM 90.5